Vandag lees ons Johannes 3 vers 31 tot 36. Die een wat van bo af kom is bo almal. Hy wat uit die aarde is uit die aarde en praat uit die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. Wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy, maar niemand aanvaar sy getuienis nie. Wie sy getuienis aanvaar het, het plegtig bevestig dat God waaragtig is. Want hy vir wie God gestuur het, spreek die woorde van God. God skenk immers die Gees nie in geringe mate nie. Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe, maar wie aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Inteendeel, die toorn van God bly op hom. Jy het dalk nou opgemerk dat daar 'n paar frases is wat taamlik bekend klink, soos hierdie eerste een. Wie uit die aarde is uit die aarde en die wat uit die hemel is uit die hemel. Klink baie soos Jesus se woorde aan Nikodemus, waar hy sê wat uit die gees is gees en wat uit die vlees is vlees. Nou die rede waarom ons iets van 'n ooreenkoms dalk hier mag raak lees, is omdat hierdie laaste paar verse, vers 31 tot 36, waarskynlik iets van 'n afronding is wat Johannes, die skrywer van die evangelie, dat hy 'n laaste kommentaar, 'n laaste afronding van hierdie hoofstuk vir ons hier wil gee. En daarom is daar 'n paar temas of 'n paar gedagtes wat moontlik hier herhaal, wat baie dieselfde klink. En wat Johannes dan nou doen met hierdie laaste opmerkings in hierdie verse, is hy getuig, en ons praat nou hier van Johannes, die skrywer van hierdie boek, hy getuig dat Jesus nie maar net nog 'n rabbi is nie. Hy is nie uit die aarde nie, hy is nie soos Johannes die Doper of die vorige profete uit die aarde nie, maar Jesus verskil radikaal in die sin dat Jesus natuurlik vanuit die hemel kom en daarom is hy ook bo almal. Hy het 'n verhewe status, 'n verhewe posisie. En Jesus se woorde is woorde wat hy self gesien en gehoor het. Jesus se woorde is woorde van dinge wat hy self gesien en gehoor het, wat hy van die Vader ontvang het, en daarvan getuig hy ook. Nou, dit is interessant om hier raak te sien die ooreenkoms. Aan die een kant is dit, sien ons vir Johannes die Doper. En Johannes die Doper het getuig, maar hy het getuig van niemand anders nie as Jesus. Dan sien ons hoe skryf Johannes, die skrywer hier, Jesus getuig ook, maar Jesus getuig van hemelse dinge. Kom ons sê, Jesus getuig van die Vader, Jesus getuig van God self. Hy getuig van dit wat hy gesien en gehoor het. Die groot tragedie, die groot hartseer, soos wat ons in hoofstuk 1 ook gesien het, is niemand aanvaar sy getuienis nie. Die niemand hier is 'n hiperbool, en dit dui daarop dat daar 'n groot totaal, 'n groot hoeveelheid, 'n groot som mense aanvaar nie sy getuienis nie. Dit beteken nie almal weier om sy getuienis te aanvaar nie, maar 'n groot hoeveelheid. Want hy sê, daar is wel mense wat sy getuienis aanvaar het, maar die groot hoeveelheid mense het dit nie aanvaar nie. Die wêreld wil nie die lig Christus en die lig wat hy bring, die woorde wat hy spreek, die getuienis van die hemelse dinge, hulle wil dit nie hoor nie, hulle wil dit nie aanvaar nie. Wie wel die woorde, die getuienis van Jesus Christus aanvaar, wanneer hulle dit doen, getuig hulle, bevestig hulle dat God waaragtig is. Hulle bevestig dat die een wat die woorde spreek, spreek die woorde van God. In ander woorde, as jy Jesus Christus se woorde, dit wat hy sê, aanvaar, dan erken jy daarmee dat dit wat van Jesus gesê is waar is, en dit wat Jesus sê is waar, en Jesus self is die een wat getuig van ware dinge in die hemel. Wanneer jy egter nie die Seun se woorde, se getuienis aanvaar of glo nie, dan sê jy in wese daarmee dat God 'n leienaar is. Ons kan egter Jesus se woorde glo en aanvaar, want God skenk die Gees nie in geringe mate nie. In ander woorde, die Heilige Gees is in sy volle mate in Jesus Christus teenwoordig. En daarom is elke woord wat Jesus Christus sê, is die woorde van die Gees, is die woorde van God. Ons kan die getuienis aanvaar. Ons kan die dinge wat Jesus gesien en gehoor het, en dit wat hy vir ons vertel, ons kan dit aanvaar en erken as woorde van God.
Johannes die skrywer sê dan laastens hier in vers 35, nie net die verhewenheid van die seun nie, maar ook die liefde wat die Vader vir die seun het, en dan ook die volmag wat die seun het. Alles is in sy hand. Die Vader het die seun lief, hy is die geliefde seun van die Vader, en hy het die volmag om dan oordeel uit te spreek en om te red. Daarom, wie in die seun glo, het die ewige lewe. Maar wie ongehoorsaam is, in ander woorde, wie sê dat Jesus nie van God is nie, hulle sê Jesus is 'n leienaar. Ongehoorsaam is, sê Jesus, of dan nou God, want Jesus is God, is 'n leienaar. En daarom sal hulle nie die lewe sien nie. Inteendeel, die toorn van God bly op hulle. Hulle wil nie die getuienis aanvaar nie, hulle wil nie die lig van Jesus ontvang nie, hulle wil nie Jesus as God erken nie, hulle wil nie die woorde wat hy spreek hoor nie, en daarom sê hulle, hy is 'n leienaar, God lieg. Kyk na hierdie verse vandag, sien Jesus vir wie hy is, aanvaar sy woorde as die woorde van God. Hy is die geliefde seun, hy is die gevolmagtigde seun, gestuur van die Vader, om vir ons die lewe te gee. En as jy in hom glo, het jy die ewige lewe. Troue, regverdige God en hemelse Vader. Ons wil die woorde wat Jesus Christus spreek, en dit wat ons in die Bybel vind, wil ons aanvaar as die woorde van God self. Ons erken dat dit woorde is van die Seun van God. Ons erken dat Jesus Christus en alles wat van Jesus Christus gesê is, waar is. Dat dit wat die profete van hom gesê het, waar geword het. Ons glo in die Here Jesus Christus, en wil U daarom nou ook vir ons die sekerheid gee, dat ons wat in hom glo, die ewige lewe het. Amen.